Samewerking is 'n brug. Wat is die projek wat jy vandag aanpak? En dit kan 'n gesprek, 'n taak of 'n guns wees. Eintlik verder as jouself in die oomblik strek. Ek onthou toe ons destyds in Barcelona was en daar die massiewe, uiters verbeeldingryke kerk, die Sagrada Familia, sien wat nog nie voltooi is nie, was dit absoluut begeesterend. Sedert 1882 bou hulle al aan die kerk. Dit wil sê 144 jaar gelede het hulle begin. 5 geslagte, meer as 8 hoofargitekte, en geen een van hulle tot dusver die voltooiing gesien nie. Gaudi, die visionêre argitek, het dit geweet en hy doelbewus planne en modelle nagelaat vir mense wat na hulle sou kom. Nou, hy was nie die eerste argitek nie. Hy het die projek in 1883 oorgeneem van Francisco del Villar en dit radikaal herskep. Sy grootste bydrae was nie net die boustene nie, maar die visie wat hy agtergelaat het vir ander. So samewerking is nie net 'n praktiese strategie nie, dis 'n geestelike roeping. En Paulus herinner die gemeente in Korinthe juis daaraan. Julle werk nie net saam met mekaar nie, julle werk saam met God. 1 Korintiërs 3 vers 9 sê, ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. Wanneer ons brûe bou tussen mense, bou ons eintlik aan God se gebou, sy gemeenskap, sy koninkryk, sy nuwe wêreld. Die Sagrada Familia wys dit pragtig. Geen argitek het die kathedraal alleen gebou nie. Elkeen het die vorige een se werk groter gemaak, sy eie bydrae gemaak en die stokkie aangegee. Die brug wat een geslag begin bou het die volgende geslag voltooi. En so gaan dit nog steeds aan. En so werk God se koninkryk dan ook. Die positiewe sielkunde wys Adam Grant daaraan dat mense wat gee, saamwerk en ander versterk, nie net meer betekenis ervaar nie, maar ook meer volhoubare sukses beleef. Samewerking is nie net om jouself te verloor nie, dis om jou plek in God se groter prentjie te vind en vol te staan. Onthou dit vandag, samewerking is 'n brug, ook vir die toekoms, ook vir mense wat saam met jou die toekoms binne gaan. Leef geïnspireerd.